Goeiedag, my naam is Dion de Tooy en ek en my vrou Karen staan die afgelope 24 jaar aan die hoof van 'n huweliksbediening genaamd Huweliksfokus en hierdie is ons aanbieding van kommunikasie. 'n Kommunikasie wat werklik jou lewe sal verander, wat werklik waar as jy dit deurvoer, jou huwelik sal verander. Jy sal werklik waar deur hierdie proses gaan en besef, ons het nie nodig om vir die res van ons lewe ooit meer met mekaar eers te beklei nie. Ons kan verskil, ons kan dinge anders sien en hoor, maar ons kan dit baie sinvol en rustig uitpraat en uitredeneer met mekaar, sonder dat daar iewers ter skote geskiet moet word in die proses. Ek dink my terug aan 47 jaar gelede, toe ek en Karen getroud is, en ek het nooit daaraan gedink dat kommunikasie iets is wat bedink moet word nie. Ek het gedink, jy praat mos maar net. Ons het mekaar mos ontmoet en sy het gepraat soos wat sy gedoen het en ek gedoen het en dit het gewerk. En toe dit nie meer begin werk nie, 'n paar jaar down the road in ons huwelik, toe was my ingesteldheid gewees, maar wat's fout met haar? Hoekom kommunikeer sy so? Hoekom luister sy so swak? Hoekom praat sy wat sy praat en doen sy wat sy doen? En dis 'n normale plek van die lewe. Ek wens ek het daai tyd iemand gehad om vir my te sê, moenie skrik nie, dit is normaal. Maar dit is abnormaal dat mense dit sal besef en bereid sal wees as volwasse mense om van voor af te leer, oor te begin en nuut te word en nie te verander oor maniere en oor, ja, kom ons los dit by maniere wat ek dinge doen en wat vir Karen dalk sleg kan wees. So, dit was vir my met 'n skok gewees dat ek besef het, toe ons begin werk het, en dit was jare eers daarna, wat ons eers begin besef het, dat daar iets te doen is omtrent kommunikasie. Hoe moeilik dit was. Want dit is asof dit ander begrippe was, wat my brein glad nie van geweet het nie. Dis 'n nuwe skill om aan te leer, man. Dis vir jou om 'n nuwe werk aan te leer. Of 'n nuwe instrumente bespeel, wat ook al die geval mag wees. Dis 'n totale nuwe wêreld en taal, en daarvoor moet jy ruimte skep in jou daaglikse lewe, om tyd te maak vir hierdie nuwe proses wat jy wil aanleer, of 'n nuwe studie wat jy wil doen, maar hierdie net in kommunikasie. As jy nou dink daaraan, dat julle twee inligting met mekaar wil deel. Kom ons begin regtig van die voor af. 'n Man het sy belewennisse elke dag, hy doen dinge op sy manier, hy beleef dinge op sy manier, hy ervaar dit, hy het behoeftes, hy het verwagtinge, en dieselfde van 'n vrou. Nou kom ons by mekaar, en nou wil ek dit wat met my gebeur het vandag, of 'n siening wat ek het oor 'n situasie, of 'n besluit wat ons saam wil neem, ek wil ons nou my aandeel vir Karen gee. En in daai proses het ek nooit gedink dat ek kan nie sommer net wil praat nie, omdat die manier wat sy die inligting kry, deur haar 3 primêre sintuie om my te sien, te hoor en te voel, beteken dit haar brein interpreteer hierdie inligting anders as wat ek dit verwoord. En nou, hoeveel keer het jy al met jou maat beklei daaroor, dat sy vir jou sê wat jy nou net gesê het, en dan sê jy, maar dis nie wat ek gesê het nie, is dit nie waar nie? Dan sê jy, maar jy het daai woorde gesê, maar dis die punt, want my brein en my ore hoor dit anders. En nou sê ek, as hulle dit anders ter hoor, as die brein dit anders te interpreteer, dan beteken dit die kanse dat ons hierdie twee wêrelde by mekaar kan kry, is ewe skielik bietjie min. Weet jy wat, as ek nou vir haar sê, ek gaan gou goeders koop by Checkers, en sy sê vir my, nee, gaan Pick n Pay toe, ek dink nie, daar is nou 'n probleem wat dit aanbetref nie. Maar die oomblik wat ons eintlik werklik waar by 'n plek kom, om oor mekaar, en vir mekaar, en tot mekaar, en die gesin, en die familie, en dit wat nader aan ons is, werk, geld, seks, al hierdie tipe van dinge, dis waar die misverstande inkom, en die mishoorprosesse inkom. So, kom ons gestel nou maar, dat ek gee die inligting oor, dit kom nie heeltemal reg by Karen uit, soos wat ek dit bedoel het nie, nou reageer sy op wat sy dink sy gehoor het wat reg was, wat toe nie reg was wat ek wou gehad het nie, en nou is ek verbaas dat my vrou so simpel optree. Wat doen ek nou? Ek wil nou maar net vir Karen reg help. En nou sê ek op my mooi, fyn, liefdevolle, introvert maniertjie, is jy onnoosel, kan jy nie vir jouself dink nie, of bietjie mooier woorde, maak nou nie saak nie, maar die boodskap kom in elk geval bietjie negatief by Karen uit. Sy dink van haar kant af, wat gaan nou hier aan? Dion het iets gesê, ek het gereageer daarop, ek is reg, nou raak hy hierdie mislike mens, wat gaan nou met hom aan? Hoor julle die dinamika wat hier gebeur? En wat doen ons nou as ons op daardie plek is?
Ons wil met mekaar beklei daaroor. Ons wil mekaar oortuig dat wat ek gesê het is reg en wat sy gehoor het is reg. En ons kom nie by mekaar uit nie. So dis sommer net 'n bietjie 'n samevatting van waaroor hierdie hele kursus gaan en waarin ek jou wil begelei in hierdie ding. As ons daai treetjie nou 'n bietjie verder vat, nou sê ek, okay, nou het ek nog 'n sekere persoonlikheid ook. Ek het 'n sekere styl van kommunikasie aangeleer. Ek het in 'n sekere huishouding groot geword waar ek voorbeelde van kommunikasie en konflik gesien het en ek dit so doen. Of dat dit so erg was dat ek dit nie wil doen nie, maar ek doen iets anderster wat ek nie weet hoe nie, ek weet dit moet net anderster wees. So hoor julle, die modder raak al hoe dikker as ons in hierdie wêreld verval en ons het nie die kennis oor hoe ons dit hanteer daarin. So, waaroor hierdie kursus gaan, en ek moet jou sommer waarsku van vooraf, dit gaan nie sommer net iets wees vir jou om te sit en luister daarna en 'n aanbieding te kyk en dan te sê, oh, dit was fantasties geweest en ja, definitief, ons stem saam met dit en ons moet dit nou net doen en dan stap ons aan met ons lewe nie. Want dit sal nie verander in jou lewe nie. Want dit is 'n addisionele stuk kennis wat jy werklik moet inkorporeer in jou lewe, in jou persoon, in jou wese. En ek gaan jou leer hoe om dit ook te doen. Maar wat die kursus self aanbetref, daar's 5 modules wat ons saamgestel het. Die eerste ene het 'n klomp onderafdelings wat handel net oor kommunikasie in die algemene beeld daaroor. Praat van die beginsels en die eienskappe van kommunikasie. Ons het 'n hele klompie skrifgedeeltes daarin gesit om te sê, maar wat sê God in die Bybel van kommunikasie? En dis wat skrifgedeeltes wat julle gaan moet deurlees en gaan moet bespreek en interpreteer daaroor en dit deel van julle lewens maak. Dan sê ons, okay, almal van ons het 'n spesifieke styl waarop ons kommunikeer. So ek gaan julle deur 'n proses vat om te sê, maar kom ek ontdek wat my styl is, maar ek leer jou ook sonder van wat is al die ander style wat daar is. En so kan ek my vrou se styl raak sien en myne, en ons kan sien hoe hierdie 2 style kan aanpas by mekaar of soms 'n konflik veroorsaak tussen mekaar. En dan praat ons 'n bietjie van die introvert en die ekstrovert persoonlikhede. Maak nie saak op watter vlak jy daarvan is nie, maar die verskil daarin. Hoe kommunikeer 'n introvert? Hoe kommunikeer 'n ekstrovert? En wat gebeur met 'n ekstrovert wat 'n introvertiese kommunikasie moet aanhoor en die teenoorgestelde daarvan? Baie interessante gedeelte daai. Dan praat ek van en ek leer julle hoe verander jy jou styl van kommunikasie en leer 'n ander styl aan. Ag, en dan het ons sommer 'n lekker geselsie saam oor goue reëls, klompie beginsels wat ons vir julle wil weergee oor kommunikasie. Saam met dit, as ons dan by module 2 kom, dan is daar 'n hele module wat handel oor hoe luister mens regtig om reg te hoor en reg te verstaan. So 'n module oor luistervaardighede, die langste video wat daar is, amper 'n uur lank, wat handel oor konflikhantering. Wat is die dinamika wat gebeur in ons konflikte en natuurlik, hoe los 'n mens dit op? Hoe stop 'n mens dit dat dit nie meer gebeur in jou lewe nie? Die 4de ene praat oor emosionele, empatiese kommunikasie. Om daai 2 begrippe te verstaan, sou ek eintlik sê van hierdie hele kursus is dit die cherry op die koek. Dit is die gedeelte waar ek jou gaan uitdaag met eenvoudige beginsel. As jy daai metode gaan aanleer in jou lewe en dit altyd toepas, sal jy solank as wat jy dit toepas, hoor vir my, sal jy en jou vrou nooit weer in 'n geveg betrokke raak nie. Daar sal nooit meer 'n fight wees nie, 'n free for all en mekaar net gas gee en verskree en vervloekings, wat die geval ook al mag wees nie. En dan die laaste gedeelte het ons vir julle 'n klompie praktiese videoklips gemaak tussen my en Karen, die interaksie oor sekere dinge en wat is die maniere om te kommunikeer en hoe om sulke situasies te hanteer ten einde dit baie beter en baie nuwer te maak in die belewennisse en in die toepassing van die regte styl van kommunikasie. So dit as 'n inleidingkie. Ek hoop jy gaan dit verskriklik baie geniet. Ons lei jou deur die prosesse. Jy kan self besluit hoe vinnig jy deur hierdie proses wil gaan, maar ek sê jou aanraai dat as jy dit nou begin, ouens, gebruik 'n naweek. As jy dit aangekoop het vir jou persoonlik by die huis, gebruik 'n naweek, reël met die kinders dat hulle by ouma en oupa gaan bly as dit nodig is. En stel vir julleself 'n programmetjie op hoe jy gaan en jy gaan 'n video luister. Jy het 'n werksboek wat jy saam met hierdie kursus skryf wat al die notas in het van waaroor ons praat en uiteindelik is daar werksessies vir jou na elkeen van die hoofstukke oor
hoe om te gesels, hoe om te praat en hoe om te luister. Natuurlik as jy na die volgende modules toe gaan, dieselfde beginsel. Weer met mekaar gesels daaroor. Wat gaan ons verander oor die luistervaardighede? Hoe gaan ons mekaar herinner? En sovoorts wat daaromtrent gepaard gaan. So, dit is inleidend, dit gee vir jou die prentjie van waar ons is. Nou kan ons sommer wegspring en met die eerste gedeelte begin van kommunikasie wat jou lewe sal verander. En ons begin gesels bietjie oor die eienskappe en die beginsels van goeie kommunikasiepraktyk. Eerste beginsel van kommunikasie. Ouens, die beste is dat as ek 'n storie vir jou wil oordra, het ek nou begin om vir jou te sê, kom ek skep net die groot prentjie. Maar om die groot prentjie te skep, het ek nie 'n uur lank gepraat nie. Ek het eintlik kort beginsels gegee, dat jy kan snap wat ek wil sê, en jou voorberei daarop, en te sê, ok, hierdie is wat ek wil hoor, ek stel belang in hierdie plek. So, eerste beginsel, praat baie duidelik, maar praat kort en kragtig. Gee 'n duidelike prentjie van wat dit is waaroor jy wil praat. Gesprekke het nie nodig om net 'n een gesprek te wees, jy kry die boodskap en nou is dit klaar nie. Ek kan vir jou 'n inleiding gee om die hoofopskrif vir jou te gee. Dan kan ek vir jou 'n bietjie meer gee en dan kan ek vir jou detail gee. Dit sou sinvoller wees om die gesprek te kan hê met mekaar om seker te wees die inligting kom deur. So om duidelik en kort en kragtig te wees, sê jy sal eers die beginsel in jou kop moet hê, net 'n vinnige dink hê en sê, wat is dit wat ek wil sê? Want as ek nou te veel inligting gee, kan daar misverstande wees. En dis die mishoor, die verkeerd hoor, die ek verstaan nie wat jy sê nie, hoekom sê jy dit, wat moet ek doen daarmee, ensovoorts, dis wat ons wil vermy. Kort en kragtig, gebruik regheid en ondubbelsinnige woorde in sagtheid, in liefde, want jy moet jouself daarom ook vra, met watter gesindheid praat jy nou, wat is die doel daarachter, maar ons sal later daarby kom. Die interessante ding van om te kommunikeer beteken dit, ek moet ook 'n goeie luisteraar kan wees. So as ek praat van om aktief te luister, daar waar jy nou sit, jy gaan sekerlik, selfs terwyl jy vir my kyk, oogkontak probeer maak met my. Net my gesig raak sien, my lyfstaal te sien, om te hoor, wat is dit wat ek vir jou oordra? Want die aktief luister beteken, in hierdie konteks van die kursus aanbied, het ek nie die interaksie met jou nie, maar ek het interaksie wat ek na jou toe gooi, maar ek kry nie iets van jou af nie. Ekskuus, dis wat ek wil sê. Dan sê ek, wanneer ons teenoor mekaar staan, as ek met jou praat, wil ek graag in jou oë sien, jy stel belang in wat ek sê. Jy wil meer lewend wees daaroor. So jy maak oogkontak, jy het 'n reaksie oor dit, jy is meer lewend in wat jy praat, om dalk net 'n te sê, o ja, dis dit, en 'n lyfstaal wat vir my die boodskap gee, jy is deel van die proses. So dit gaan nie werk, as jy besig is op jou telefoon, en ek is besig met hier, en ek is nou met my telefoon besig, en ek wil met jou praat, maar terwyl ek praat, is ek net gou hierdie, en ek praat hierdie, in daai wêreld. Dis baie interessant, om net nou te praat en ek vat selfs my telefoon, wat gebeur met jou? Dis onmiddellik, my aandag is nie daar nie, ek het nou iets anders in my hand, jou aandag word afgelei, want jy sien nou my telefoon in my hand. So ouens, hierdie is 'n proses van, ek sit neer, ek is by jou, ek wil die kommunikasie ontvang, ek wil vir jou die boodskap gee, ek luister, ek hoor, ek wil verstaan, ek het meer inligting nodig. Dan wanneer ons praat, ook 'n derde beginsel is, wees bewus hoe jy klink. Wees bewus hoe kom jou kommunikasie oor. Selfs as ek nou hier sit en met jou kuier, het ek 'n baie sterk bewustheid deur is, gee ek vir jou alles wat nodig is omtrent hierdie ding. Praat ek stadig en rustig en duidelik daaroor. Jy sal deur die kursus aan ook goed hoor van my kant af, ek kan bietjie struikel oor my woorde, ek kan bietjie vinniger begin praat, soos wat ek opgewonde raak oor dinge. Dis alles style om raak te sien. En in konteks van 'n verhouding, my manier om met Karen te praat, is dat sy sal soms vir my sê, hoorie stadig, jy raak nou bietjie opgewonde, ek sukkel nou om te hoor, want ek sien meer jou lyfstaal, en ek hoor meer jou volume in jou stem, as wat ek die woorde hoor. Hoor die dinamika van dit alles, né? So jou wees bewus van die verbale kommunikasie. Karen se styl, omdat sy meer introvert wees, is nogal ene wat sy kan onsamehangend praat.
want sy sukkel om eers die boodskap in haar kop vir haar reg te kry om met my te praat. En terwyl sy praat, is die brein besig met so baie dinge, dat sy haarself so bietjie van die spoor afbring, en sidetrack haarself so bietjie iewester, en ek sukkel dan om by die boodskap uit te kom. So wees bewus van die liggaamstaal, die gesigsuitdrukking, die woordkeuses, die energie wat deurkom, die tempo van praat, die woordkeuses in. Wat van terugvoer in die proses? Terugvoer in die opsig van, as jy bietjie met my gesels, en ek begin 'n boodskap te kry, maar die boodskap raak vir my te groot, dan moet ek vir myself vra, hoekom praat jy met my? Wat wil jy vir my sê? Want jy hou aan en dit raak vir my te veel. Kan ons nie jou gesprek, die boodskap wat jy met my deel, korter maak, en ek jou bietjie in die rede val en sê, stop net, ek wil net 'n bietjie terugvoer gee, hoor ek jou regtig reg hierso? Verstaan ek regtig wat jy probeer sê? Nou, weer eens, die extrovert persoonlikheid kan geïrriteerd raak as iemand om in die rede val, of hom stop, of haar stop om te wil praat, want ek is nou op 'n roll. So, ons moet 'n bietjie terugvoer hê. Julle sal my baie hoor praat dwars deur die hele kursus en elders waar ons gaan in God se woord en lering gee. Empatie is een van die grootste en belangrikste konsepte, emosionele gedragspatrone, maniere om op te tree om mee lewend te wees, om 'n verhoudingse konneksie nader te maak met mekaar. En kan ek sê, as ons in kommunikasie is, en Karen is besig om vir my te vertel van 'n slegte ervaring wat sy het, dan is empatie daarop gebou om te sê, wel, ek het nog nie eintlik so ervaring in my lewe gehad nie. En ek is ook nie 'n vrou nie, en ek is ook nie in haar lyf nie, en wat ook al die geval mag wees, en dit sê dat ek wil myself probeer indink, hoe sou ek so 'n situasie ervaar het, as ek as Dion dit beleef het. So ek begin my empatiese luister om te sê, hoe sou ek dit hanteer het, as ek in die situasie is. Ek is nie nou daar en ek luister vir haar nie, ek moet my in die situasie indink. Die tweede vlak van empatie is om te sê, ek ken vir Karen al 47 jaar lank. Hoe moet sy dit ervaar het in haar unieke menswees om die belewenis te kan hê om met my te deel daaroor. Dis die kor van empatie. Dit help nie ek doen dit net vanuit my mannelyf uit hoe ek dit sou voel nie. Ek moet my indink, hoe ervaar my vrou dit? En dis die ding wat my brein aan die gang sit om nader te kom, om meer te belang te stel en empaties te kan luister en empaties te kan praat, weg van myself uit. Om oor eerlikheid te praat in kommunikasie, is amper, ek dink, mens behoort nie eers te noem nie, dis tog logies, as jy praat met jy eerlik wees. God se beginsels is dat ons moet eerlik wees, selfs tot ons eie skade. So, hoekom sê ek eerlik wees? Ouens, ek is nie lus nou vir 'n konflik nie, so daarom gaan ek maar die waarheid so bietjie langer draai maak. Ek is nie in lus om nou te praat nie, en nou het ek sommer net 'n afjak en 'n simpel storie net, en is eintlik nie die waarheid nie. Wat daarvan as jou maat by jou kom en sê, hoorie, ek wil gou met jou praat, en jy sê vir jou maat, wie wat, ek is regtig nie nou lus om met jou te praat nie, maar kan ek nog 'n halfuur rustig kry, kan ek net gou my storie klaar kry, en dan gaan ek opstaan en ek maak vir ons koffie, en dan wil ek met jou praat. Dis 'n baie beter manier van praat, as om nou maar net 'n wit lintjie en net af te maak, en ja, nee, maar ek wil nie eintlik nie. So praat die waarheid, selfs tot jou eie skade. Dis wat God sê, hierdie ding gaan oor die integriteitsbeginsel daaroor. Wat van aanpasbaarheid in kommunikasie? Om nie net jou eie rigiede plek en manier te wil hê nie, en eerder te gaan en te sê, maar kom ek pas aan om te hoor wat is hierdie ding. Dis 'n kosbare konsep om toe te pas wanneer jy in 'n gesprek is met 'n klomp mense om jou. Dit beteken letterlik, kom ek toets jou in hierdie ding, as jy in 'n gesprek is met 'n klomp mense, en iemand is besig om te praat, dan luister jy net vir 'n tydjie lank, en dan begin jou brein jou te herinner aan soortgelyke ervarings wat jy in jou lewe gehad het. En nou wil jy net wag dat die ou klaar praat, want dan wil jy jou ding gaan praat daaroor. Nou, dis die extrovert manier. Die introvert maniere sal net staan en luister, die brein sal besig wees, maar hulle sal nie wil praat nie. So, om aan te pas, om daar te wees, beteken in 'n geselskap, of dit 1 tot 1 is, of tussen 'n groep mense. Ek kan nie net wil praat nie,
Ek kan nie net wil luister nie, ek moet ook toelaat dat daar ruimtes in die gesprek is om ander mense ook gebeurte te gee, om te kan deelneem aan hierdie gesprek. So dis meer as sommer net praat en sommer net luister in die proses. Positiwiteit in ons gesprekke met mekaar, man, wees opbouend. Daar's baie, ek dink die helfte van die bevolking op aarde het 'n geneigtheid om eerder die half leeg glas te sien as die half vol glas. Eerder 'n gesprek te hê oor dinge wat verkeerd gegaan het as dinge wat goed is. Maar kom ek vra vir jou, as jy terugkom van vakansie af en jy kom terug by familie of vriende en hulle vra hoe was die vakansie, dan's die geneigtheid is om te sê, jessie man, dit was baie lekker, ja, maar die weer was daarom maar sleg geweest. Jessie, dit was so koud geweest. Die wind het so gewaai, so ons gaan meer energie in die negatief insit as in die positief. Dink daaroor, as jy vir my vra, hoe was dit om Kaap toe te ry, en ek sê, jette wie wat, dit was so lekker geweest, my boude was nooit moeg gesit geweest nie, ek het nooit geknyp vir 'n stopplekkie om 'n draai te gaan loop nie, en jy hoor, ons is geneig om te sê, ek het 'n papwiel gehad, daar was 'n padblokkade gewees, die sleg het gebeur, die verlengings op die paaie en die stop-start en begin weer ry tipe van dinge was 'n probleem gewees. So positiwiteit is 'n keuse, want die wêreld is 'n moeilike negatiewe plek en ons is geneig om op die negatief te fokus en te praat. Selfbewustheid en selfbeheersing, dit spreek van self, die selfvertroue waarmee jy praat. Ek het 'n harde persoonlikheid gehad in my lewe. Persoonlikheid is nog daar. Ek het gewerk om dit sagter te kry. Maar Karen het jarelang gesukkel om met my te praat, want sy het nie die selfvertroue gehad nie. Want sy was bang dat ek 'n kras reaksie sou hê of dat dit 'n negatiewe ervaring sal wees. Met ander woorde, sy was bietjie angstig, bietjie versigtig geweest in die wêreld. Dit is goed om hierdie dinge te toets in jouself en natuurlik om jou eie foute te erken. En luister as ek nou praat daarvan. Somstyds kan ek oortuig wees dat ek nie 'n fout maak nie, maar dit is vir ander mense onaangenaam om in daai posisie met my te wees. Ek het nodig om te verstaan, dit gaan oor die groter prentjie van verhouding, nie oor wat ek dink vir myself nie. As dit nie vir jou lekker is om vir my te luister nie, sê dit vir my. Dan kan ek my styl verander, want ek het verskillende maniere geleer om te kan kommunikeer met verskillende persoonlikhede. En ek is bereid om aan te pas daarmee. Ons gesels dan in die volgende gedeelte bietjie oor die eienskappe van kommunikasie. Eerste eienskap wat ek wil oor praat is die beginsel om jou maat te kan verstaan wanneer ons praat met mekaar. Dit beteken, Karen praat met my. Sy het 'n belewenis van iets gehad, sy het 'n intellektuele reaksie daarop gehad, sy het 'n emosionele reaksie daarop gehad. Sy het nodig om hierdie inligting met my te deel. Ek moet kan verstaan, hoekom wil sy die inligting deel? Is dit net deel van sy deel haar lewe en dis die intiemheid wat ons jaag in ons verhouding om te weet wat in mekaar se lewens aangaan? Wil sy bietjie afpak by my want sy is ontsteld oor die saak en sy wil dit net deel met my? Wil sy dalk vir my raad vra of wil sy hê ek moet 'n reaksie hê daaroor of wil sy sommer net hê ek moet luister vir haar? So dis die beginsel van om te verstaan. Ek wil meer weet as net die boodskap. Ek wil weet wat in die lyf gebeur het. Tweede ding, om konflik te hanteer, is die genormale staat van verhouding. Maar luister mooi, die definisie van konflik tussen twee mense is nie 'n beklei nie. Dis net 'n verskil oor hoe ons 'n situasie sien. Sy sien dit op een manier, ek sien dit op 'n ander manier. Ons het nou 'n paar weke terug het ons saam met die kinders gaan kamp. En om op te stel en dinge te doen is altyd 'n heerlike deel van kampproses vir my en ons bou vir ons 'n nuwe huisie daar gou vir 'n lang naweek. En toe is daar 'n verskil van hoe ek die tent wil opslaan en waar die sleepwa moet staan, waar die kombuis moet staan, waar alles moet wees daarin en sy wil dit anders hê. Ek het dinge wat ek bedink oor waar die son opkom, waar hy sak, waar die koelte gaan wees in die hitte van die dag, wat is die helling van die grond, waar gaan ek sukkel om tentpunte in te kry, waar moet die motor met die yskas in staan, ensovoorts. Sy kom net en sê, hier's te min koelte. So, nou het ons 'n konflik. Het ek op daardie oomblik dit perfek hanteer? Nee, glad nie. Want ek het gevoel, dis baie werk. En weet wat het ek gedink op daai stadium? Ek voel, maar jy's nie soos 'n vroumens man.
Jy wil nou net goedertjies hê vir dit en daar's 1000 ander dinge. Ek het dit nie gesê nie, maar hoor jy die misverstand van iets gebeur in my kop oor wat moet gebeur, sy sê iets anderster, iets gebeur natuurlik in haar kop oor hoekom wat sy wil hê, en nou gebruik ons nie net meer tyd en sê, okay, stop net 'n bietjie. Ek hoor hier's 'n verskil. Kom ons gaan sit onder die boom. Kom ons kry 'n glas water en ons kry ons stoele uit, dan bespreek ons eers lekker. Dit gaan 5 minute vat. Is dit nie die einde van die wêreld? Maar ons hoor net mooi wat aangaan. So konflik is 'n verskil in persepsie. Daar sal emosies opwel as gevolg daarvan. Kom in die plek om te sê, wag, kom ons leer. Kom ons maak dit rustiger. Kom ons gee nie aandag aan my emosies nie. Kom ek gaan sit regtig en hoor, hoekom wil jy dit so en so? Wat is jou prentjie? Dan deel ek my prentjie. Ek is nie die baas nie. Nie omdat ek 'n man is ek beter as sy met die goede. Ek het haar nodig om met my te praat. So konflikhantering is onvermydelik, maar wat doen ons met die konflikhantering? Wat van om 'n vertroue en 'n veiligheid te bou tussen ons twee? Die tentstorie is nou vir my interessant, want sê daarin, in die oomlikse hantering daarvan het ek nie vir Karen veilig laat voel nie. Sy het onmiddellik gesê, ek mag nou nie iets sê hier nie. Dit beteken, hy gaan nou iets doen daar, en ek dink nie dit gaan lekker wees vir my nie, maar ek gaan nou maar die naweek so moet wees, en dit gaan nie lekker wees nie, maar ek mag mos nou nie praat nie. Daai ding is nie aanvaarbaar vir 'n verhouding nie. So, as ons dan praat van, kom ons skep 'n gevoel van vertroue, 'n gevoel van ek stel belang in jou, 'n gevoel van ek wil jou veilig laat voel en ek wil dit 'n aangename proses maak, is eintlik lekker om jouself nou te kan toets. Is ek bietjie te sterk met my kommunikasie, of is daar plekke wat ek graag iets anderster wil hê, maar ek praat in elk geval nie, want ek is te veel van 'n introvert, so ek aanvaar nou maar net daaroor. So eienskap is, kom ons bou vertroue, kom ons laat dit veilig wees, kom ons stop die proses as daar 'n negativiteit is, en sê, wow, kom ons gaan een kant toe, en dan doen ons dit gemaklik net, en ons hoor, en ons kom saam tot 'n gevolgtrekking. Selfe proses is versterk die intimiteit. Ouens, ek ken jou glad nie, ek weet nie wat jou verhouding met God is nie, of jy eens het nie. Maar as ons praat van dit wat God vir ons kom doen het toe hy aan 'n kruis gesterf het, was dit nie om die verhouding te herstel nie. Was die doelwit nie daarvan, kinders, hier's te veel sonde hier, ek gaan met 'n prys kom betaal, want ek wil herstel, ek wil die intimiteit beter hê. So daar's so baie sulke konsepte, waar jy nie 'n skrifbeginsel gaan kry van die Here wat sê, ek wil graag meer intiem met jou lewe nie. Maar daar's tog gevolgtrekkings van wat gebeur het, wat is die lering wat die woord vir ons gee, om 'n intieme konneksieverhouding met mekaar te hê, wat hom sal verheerlik in die proses. So as ons praat van versterk die intiemheid, lê dit daaroor dat ek het nodig om myself aan te pas. Die doelwit is nou nie 'n tent opslaan, of 'n woord sê, of 'n beginsel kry nie. Wat gebeur? Bring ons dit nader na mekaar toe, is altyd besig om dit meer te geniet, en die ervaring te geniet, as wat ons nou 'n doelwit gaan jaag van wat moet gebeur hierso. Gesamentlike besluitneming is eintlik presies waaroor ek nou praat, oor my tentstorietjie, is dit nie? Is om te sê, enige besluit wat ons neem, en ons gaan in latere kursusse gaan ons bietjie praat met julle ook oor die beginsel van wie is die hoof van die huis. Wat beteken dit om 'n man te wees en 'n vrou te wees? Wat is die prentjie daarvan? Vir die oomblikse omgewing waarbinne ons is, kom ek sê vir mekaar hierso, dat God het toe niemand belangriker gemaak as die ander ene nie. Man en vrou is dieselfde voor God. Ons het verskillende rolle om te speel. En 'n man het die verantwoordelikheid vir dinge wat gebeur. Beteken nie hy moet alles doen nie. Beteken die vrou het 'n plek waar sy moet staan, 'n posisie wat sy inneem wat gelykmatig aan myne is, en ons is 'n span wat saam moet besluit. Beteken dit ons kan besluite saamneem deurdat ek 'n tentstorie vertel. Karen sê maar ek is heeltemal anderster en ek wil selfs op 'n ander plek gaan staan en heeltemal die mold breek in die proses. Moet ek my irritasie en my frustrasie en beheer om te sê maar as hier twee prentjies is en ons kan nie tot 'n vergelyk kom nie, dan beteken dit een gaan moet ongelukkig wees. So hoekom kan ons nie daai twee prentjies vat en net sê, maar kom ons gaan sit rustig en kyk of ons daai kan vat en 'n derde prentjie kan maak waarmee ons albei meer gelukkig is. En die gelukkig gaan oor 'n
Is ek nou tevrede met hoe die tent en die kamp prentjie gaan? Of is ek tevrede met, wow, wat het gebeur met ons verhouding? Wat het met die gesindheid in ons gebeur, met die intiemheid in ons gebeur? So gesamentlike besluitneming gaan oor gesamentlik, nie oor besluitneming nie. Dit gaan oor die proses om by 'n doelwit te kom, nie oor die doelwit nie. En daar is tye wanneer die doelwit regtig crunch time is en belangrik is. Maar weet jy wat, as jy besluit moet neem, koop jy nou hierdie huis of koop nie, en jy sê, wel, ek sukkel nou so lank, ek gaan hierdie ding koop. Dan het jy nou net 'n belegging van hoeveel miljoen gemaak, en jou maat's eintlik ongelukkig. En nou moet hulle maar leer om gelukkig te wees. So dit is 'n kras ding om dit regtig by 'n plek te kan kry, om te sê, maar as ons 'n span is, dan is die volgende punt, behou die intimiteit tussen mekaar. Dis die punt. Enige besluit, enige ding, enige verskil, enige kwessie wat daar is, hoe kry die intimiteit seer? Hoe kry die verhouding seer? Ons gaan om vir 2 weke vakansie te hou. Nou begin ons deur 'n groot konflik met mekaar te hê. En nou wil ons lekker vakansie hou. Net op pad soontoe is daar konflik in die motor nou al. En wat het gebeur met die intimiteit? Notas in die boek help jy om bietjie meer daarin te kan raak sien, en ek forceer, ek vra mooi, het die gesprekke met mekaar. As jy voel jou maat is dalk bietjie skuldig aan daai ding, stop eers, begin praat met mekaar. Kom sien raak wat die proses is. Wat daarvan om in gesprekke met mekaar 'n bewustheid te hê van 'n eienskap van kommunikasie, is as Karen met my praat, as jy met my praat, dan wys ek my waardering vir jou. Ek gee uitdrukking aan dit, ek gee 'n toegeneentheid vir jou, ek gee vir jou 'n positiwiteit om te sê, man, ek geniet dit om met jou te praat. Dis vir my lekker om te hoor, Jessie, dis interessant wat jy sê, ek het dit nog nie so bedink nie. Hoekom het jy dit so gemaak? Wow, dis 'n interessante manier van dink. Daai tipe van uitdrukking van wat jy beleef. Die kwessiekie van om aanpasbaar te wees by veranderinge. Ek is besig om met jou te praat en jy sê, o gits, die vleis brand en ek moet net gou dit gaan kry en nou stop die gesprek en ek pas aan daarby in steede van om te sê, maar jy is dan nou ongeskik, jy praat met my, nou loop jy net weg. Om aan te pas en sê, okay, ek sien 'n krisis hierso of iets dringends wat moet gedoen, ek stop onmiddellik hier. Wie wat 'n interessante ding en toets jou hier aan. As so 'n situasie gebeur, nou gaan ons gou die vleis doen, die vuur, die vrou help, slaai iewers, dan nou kom ons terug. Wat's die eerste ding wat ons vir mekaar sê? Waarvan het ons nou weer gepraat? Ek dink daaraan, as jy besig is met my te praat, jy het skielik 'n krisis, jou vrou roep jou gou om iets te doen, jy stap weg, nou kom jy terug en sê, herinner my net, want jy het nou 'n klomp ander dinge gedoen. Nou kan ek nie onthou wat jy met my gepraat het nie. Het ek dan regtig belang gestel? Of wat was die proses gewees? So, wees aanpasbaar by veranderinge wat gebeur. Voorkom aannames. O, my jete tog, daai ding. Kyk, dis omtrent 'n vloekwoord in ons huis. Ons ken mekaar al so lank. Nou kyk Karen vir my en sê, is jy okay? Sê ek, ja, natuurlik. Dan sê sy vir my, maar jy lyk nie okay nie. Dink daaraan. As jy nou etlike jare met mekaar getroud is, ons weet mos nou al hoe lyk gesigsuitdrukkings en hoe lyk lyfstaal en wat verteenwoordig dit. En as ek vir jou die vraag vra, ek praat nou die dag met 'n man, hy sê, dis die ding wat hom die briesendste kwaadste maak, is dat hy kan sien sy vrou is ongelukkig. Nou gaan hy na haar toe en hy sê vir haar, hoor die vroukie, ek kan dit sien, ons ken mekaar, vertel my, dan sal sy aanhou sy woorde om vir my te lieg. Nou sit sy haar plastiese smile op en sê, hy nee, regtig, daar's niks nie. Hy sê, nou moet hy homself beteel, want hy wil die hoenders inword, want hy weet daar's fout, hy weet die ritme van hierdie ding is al, dat hy gaan nou nog 'n bietjie los, dan weer en weer en weer, en by vanaand iewers te gaan sê, ag okay, dan gaan sy dit sê. Nou sê hy, hoekom sê hy dit net in die eerste plek? Hoekom kom dit nie sommer net uit nie? En dan sê hy natuurlik al verskoon, ja, maar ek is bang jy ontplof, en ek is bang jy gaan nou dink ek is simpel, en so voort. So, kom ons vergeet die aanname ding. My manier van praat is, as ek sien, Karen lyk nie gemaklik nie, dan weet ek, sy het ander probleem wat sy mee sukkel, of sy het 'n hoofpyn, of ek het iets gedoen. Dis net ons in hierdie huis, of sy het 'n negatiewe ervaring met 'n telefoonoproep gehad, maak nie saak wat dit is nie. Maar as ek kan sien daar's iets,
dan sal ek vir haar sê, Karentjie, help gou 'n bietjie. Jy laat my bietjie ongemaklik nou voel, want ek kyk na jou gesigsuitdrukking en jou lyfstaal en ek kan sien iets pla jou. Sê ek wil net help, kan ek help, kan ek nie help nie. En ek moet tevrede wees as sy vir my sê, weet jy wat, ek kan dit dalk later deel, dis nie jy nie, dis nie, ek het 'n ding wat ek mee sukkel, maar kan nie nou met jou praat nie, ek is besig. Ons kan dit later praat. Dan weet ek, okay, jy's besig met 'n ding. Vat die verantwoordelikheid daarvoor, maar ons is eerlik daaroor. Voorkom die aanname gedeeltes. Gedeelde doelwitte en waardes. Ouens, dis 'n baie groter onderwerp daai. Maar net in die eienskap van kommunikasie is om te sê, kom ons deel met mekaar die doelwitte wat ek het. Die waardes waar volgens ek lewe. Daai ding sal ons iewerster wanneer ons gesprek gaan voer wat nie in kommunikasie nie, maar 'n ander ding om jou identiteit in Christus te kan verstaan, beteken dit jy moet 'n stel waardes hê waar volgens jy lewe. Om in integriteit te wandel, om 'n hardwerkende mens te wees, om 'n liefdevolle mens, 'n vergewensgesinde mens, 'n genadige mens. Dis waardes. So om die gedeelde doelwitte te hê met mekaar en te verstaan wat die waardes is wat ons in mekaar gevorder het en ingestel het, is deel van die eienskappe. Dis dinge wat in kommunikasie moet daai goeders ook kan oorkom. Karen praat oor waarmee sy besig is en ek hak nie vas by die dokument wat sy besig is om te skryf nie. Ek sien dit in die groter prentjie van ons het vanoggend vroeg 'n gesprek gehad en sê wat wil ons bereik vandag? Ons het 'n gesprek van wat ons in die week wil bereik. Ons het 'n groot prentjie wat ons in hierdie maand wil bereik en al daai goeders is in lyn met die gesprek wat ons moet hê en natuurlik die manier wat ons die waardes toepas daaroor. Goed, ons is aan die einde van hoofstuk 1 en daar volg nou in julle handleidings 'n werksessie vir julle om te doen wat bietjie gaan oor die beginsels en die eienskappe en 'n paar vragies wat ons met mekaar vra. Ek hoop julle het gedoen wat ek gevra het en dit is soos wat ek die gesprek gehad het julle bietjie notas gemaak en neergeskryf, dalk gestop en met mekaar gepraat oor die verskille wat daar is in die hele proses. Die doel van die werksessie is om maar bietjie die vrae te beantwoord en gesamentlik te kan sê, goed, ons het 'n paar dinge geleer daaroor. Die tweede gedeelte van die werksessie, sal jy sien net verder af op die bladsy, staan daar besluite aangaande die bostaande werksessie. Met ander woorde, dis om vir mekaar te kan sê, goed, ons het geluister na hierdie aanbieding, daar's 'n paar dinge wat ons regtig sal moet stop en ons moet dit kan neerskryf. Daar's 'n paar dinge wat ons al reeds doen, wat ons lekker kan aangaan daarmee, en dan's daar 'n paar dinge wat ons nog nooit gedoen het nie, en ons moet dit deel maak van die hele proses.